Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgelees deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 5. Jamie is reeds daar toe hy by sy sitplek terugkom. Max het gedink sy sou langer weg wees, aan die tittewyk met haar hare, dalk grimering aanwend, of selfs net parfum. Hy het haar onderskat. Die boshare is nog net so deur mekaar geslaap as van tevore, en toe hy by haar verbyskuif, kry hy dieselfde seep en water geur, as toe sy in sy arms geslaap het. As daar dan in hierdie wêreld 'n ongekunstelde vrou oor is dit hierdie een. Wat se skatte het die kombuis opgelewer? Vra sy toe hulle terug is in hulle sitplekke en hy die leesliggie bokant sy sitplek aangeskakel het. Ongelukkig nie veel nie. Broodrolletjies, botter en harde chips. Ek het nie geweet wat jy wil drink nie, toe bring ek maar iets van alles. Hier is water, sap en wyn. En whisky, vir ingeval ek jou weer kwaad maak. Sy bekyk die hoopie in die skinkbord op die opslaantafeltjie voor hom. Waar het jy die wynglase gekry? Dis nie standaard preekgoed vir ekonomiese klas nie. Ek het gevra, toe het hulle dit vir my in eerste klas gaan haal. Soms hoef mens net te vra, dan kry jy wat jy wil hê. Wat verkies jy? Sap? Wit? Rooi? Wit, asseblief. Dit pas beter by chips. Is daar 'n lesie in daardie opmerking versteek? Daar is net 'n lesie in as jy iets daaruit wil leer, sê hy vroom en skink vir haar 'n glasie van die witwyn. Dankie, Eleanor. Maar ek kan jou verseker dat ek op my hande en knieë sou gesmeek het en nog steeds net 'n plastiek glasie uit mevrou Kraakwit sou gekry het. Ek is nie 'n advertensie vir raw seksappeal nie. Hy kyk haar aan, weer 'n keer verras oor die ongekunstelde eerlikheid. En ek is? Moet nou nie vis vir komplimente nie, dis nie aantreklik nie. Is die glase al wat hulle gehad het? Kon eerste klas nie eers 'n verlepte selderystingel aan jou afstaan nie? Nee, lyk my die eerste klas mense was honger. Spil eerste klas vrate. Sy bekyk hom opsommend. Het jy aandete gehad toe hulle dit bedien het? Nee, dit het nie abduidelik gelyk nie. Hy het nie geëet nie, want hy het haar vasgehou en wou haar nie steur nie. Die kyk wat sy hom gee sê vir hom sy weet wat gebeur het. Die warmte in die bruin van die oë sê vir hom hoeveel sy dit waardeer. Maar sy maak nie 'n opmerking daaroor nie, sê net, gee aanmiddag sal ek het kos ingepak vir ingeval. Ek is ook nie mal oor vliegtuigkos nie. Hy trek die rugsak onder sy knieë uit en sit dan en kyk hoe sy 2 bento-boksies daar uithaal. Hier, kies. Die een het pasta slaai, die ander biltong quiche. Ek gee nie om nie, ek eet alles. Eddie is 'n veganis. Die pasta slaai was vir hom. Hoe meer ek van Eddie hoor, hoe minder hou ek van hom. Sy trek 'n gesig, maar lewer nie verder kommentaar nie. Hou nie die boksie met die quiche na hom uit. Toe hy dit oopmaak, rek sy oë. Hy het gedog hy gaan 'n gekoopte quiche in selofaan verpakking kry en dalk 'n kersie tamatie en 'n komkommerskyfie in een van die ander afskortings. In plaas daarvan word hy begroet deur 'n fees van kleure en geure, klein handgemaakte souttertjies en frikadelle so groot soos albasters, crudité met 'n doopsous en in die derde afskorting 'n verskeidenheid vars bessies. En bo-op 'n verseelde klamlappie waaraan hy sy hande kan afvee en 'n papierservet. Hy tel een van die quiches op en byt dit middeldeur. Veerlig, geurig met vars kruie en speserye, wat hy nie alles herken nie, ryk van die biltong en room en 'n lekker skerp cheddar. Hy kou dit smaaklik en bekyk dan die pasta slaai wat sy met die bento-boksie se plastiekvurkie sit en eet. Selfs dit lyk heerlik, volgeprop met mieliepitte, soetrissie, seldery, olywe en songedroogde tamatie. Hier, sê hy, ek ruil jou die laaste quiche vir die res van jou pasta slaai. Sy knik inskikkelik en gee vir hom die slaai aan. Max haar onderlangs dop terwyl sy die boksie leeg eet. Met elke ding wat sy doen, is sy vir hom soos 'n vars bries. Hy is gewoond aan vroumense wat aan kos pik, te begaan oor wat dit aan hulle lywe gaan doen om ooit enige dis behoorlik te geniet. Hierdie een eet fyntjies, maar met oorgawe. Ek moet die skepper van daai biltongkies komplimenteer. Dis die beste wat ek nog geëet het. Dankie. Het jy dit gemaak? Ek is beïndruk.
Jy hoef nie te wees nie, ek verdien in elk geval nie die krediet daarvoor nie. Dis my ma se resep en die kruie kom uit haar tuin. Die olywe en die pasta slaai ook, maar dis my pa wat dit inlê. Hy het jare lank gesukkel, maar hy sweer nou hy het die proses onder die knie. Waar woon julle dan, dat julle 'n kruietuin en olyfbome het? Constantia. Sy sê dit sonder om eers op te kyk, maar die aankondiging tref hom in die solar plexus. Die naam alleen skree al tradisie en klas en ou geld. Wel, eintlik fluister dit tradisie en klas en ou geld. Niemand in Constantia sal so kom en wees om te skree nie. Maar vir hom beteken dit meer as net welvaart. Uit die woonbuurt het die seuns gekom saam met wie hy die eksklusiewe seunskool bygewoon het, waarin hy net was omdat hy 'n studiebeurs gekry het en waar hy net aanvaar is omdat hy loshande die beste flank was wat die skool se eerste rugbyspan ooit opgelewer het. Op 'n kaart is Constantia en Athlone, waar hy en sy ma 'n eenslaapkamer woonstel bokant Abdul's Fabulous Fresh Fish and Chips gedeel het. Nie eers 10 kilometer uitmekaar nie, maar in inkomste, geleenthede en vooruitsigte kon hy en sy klasmaats net sowel van verskillende kontinente afgekom het. Nie net wit en Afrikaans nie, wit, Afrikaans, beskermd en bevoorreg. Hoewel hy dadelik moet toegee, sy mag beskermd wees en sy moet bevoorreg wees as sy in daardie omgewing groot geword het, maar sy is nie bedorwe nie. Sy lyk boonop alles behalwe na 'n tipiese produk van Constantia. Wat is hierdie platsak student voorkoms van haar dan? Toneelspel? Maar vir wie sou sy toneel speel? Sy was mos op pad Parys toe saam met 'n kerel. Hy neem aan as 'n meisie 'n romantiese trip saam met die man in haar lewe na die romantiesste stad in die wêreld onderneem, gaan die man ten minste weet waar sy woon. Miskien omdat hy haar wil toets, miskien uit moedswil, tel hy 'n broodrolletjie op en breek dit oop, smeer dit dik van die botter en pak dit vol chips. Ongelukkig is my bydra tot die fees nou nie op dieselfde vlak as joune nie, maar jy moet dit darm probeer. Dis 'n kulinaire stapel. Sy bekyk die broodrolletjie wat hy na haar uithou. Wat is dit? Klein skoppie in sy binneste. Hy was reg, bevoorreg. Dit was nog nooit vir haar nodig om met 'n halwe brood en 'n pakkie chips by die hoekkafee deur die dag te kom nie. Die Brit is 'n bydra tot wêreldkuisine, die chip patty. Hy het gedink sy gaan haar neus daarvoor optrek, maar sy knik net en vat die broodrolletjie by hom aan, byt 'n gesonde hap af en kou dan smaaklik daaraan. Dis hy sien hy sit haar in dophou, lig sy haar glasie. Rule Britannia. Dit laat hom grinnik. As hulle nou slapchips op die vliegtuig gehad het, kon ek vir jou 'n katkop gemaak het. Dis die regte, egte Kaapse ding. Slapchips op 'n broodrolletjie, dit klink absoluut verruklik. Haar aandag is by die broodrolletjie en hy kan haar nie lees nie. Is dit sarkasme? Glad nie. Een van die redes waarom ek nie soos Marie lyk nie, en ook nooit sal nie, is omdat ek my siel sal verkoop vir stysel. Hy voel hoe die spanning in hom skiet gee. Ja, Constantia, en wit en Afrikaans en al die ander goed. Maar sy is meer as haar voorkoms, en sy is meer as haar grootwordplek. En juis omdat sy telkens sy vooropgestelde idees uitdaag, intrigeer sy hom. Woon jy nog steeds daar? Dit klink seker pateties om op 28 nog by jou ouers te plak. En in my geval is dit seker, maar al my susters woon ook nog in die huis en nie een van hulle is pateties nie. Hoeveel susters het jy? Ek weet reeds van Eleanor, die wonderkind. Hoe oud is sy? Seker nog nie eens 35 nie? Sy word 33 in Oktober. En wie kom dan? Jy? Sy sluk die laaste van die broodrolletjie met die wyn af, klap haar mond aan die mooi servetjie en leun terug in haar stoel. Nee, dis eers Marie. Sy is 2 jaar na Eleanor. Jy behoort haar dalk ook te ken, maar onder haar professionele naam. As sy werk is sy Marion B. Hy teeg weer 'n slag aan die wyn. Sy's reg, hy ken haar suster. Nie persoonlik nie, maar hy het haar al in haar onderklere gesien. Op die kant van 'n dubbeldekkerbus in Londen, waar sy Victoria's Secret se Lavender and Lace reeks adverteer. 3 jaar na Marie is dit ek, en dan die baba Annie. Sy haat dit as ons haar so noem, want sy is 25 en maak hierdie jaar klaar met haar PhD. Sy sê sy verdien nou om Anne te wees. En jy is Janie. Is dit die verkleining van Jane? Yep. So Eleanor, Marianne, Jane en Anne is een van jou ouers se aanhanger van Jane Austen. Sy kyk hom lank, lig dan weer haar glasie. Wel gedaan. Dis nie baie mans wat dit oplet nie.
Jy is toe meer as net 'n advertensie vir raw male sex appeal. Hy matig hom nie weer aan nie. Net Jane into Anne, geen Lizzie nie, stuur jy die gesprek terug na haar. Sy lyk asof sy wil antwoord, maar skud dan net haar kop en kyk na haar wyn. Nee, geen Lizzie nie. Dis 'n toemaak van 'n deur, so duidelik dat hy dit bykans kan voel. En omdat hy, die een wat so heilig is op sy privaatheid, dit nie toegemaak wil hê nie, vra hy, so, wie was die Aston-aanhanger? Jou ma of jou pa? My ma is eintlik Engels, haar hoofvak op universiteit was English Lit. My pa is Afrikaans. Hy is 'n syfermens en ek dink nie hy het van Jane Austen geweet voor hy my ma ontmoet het nie. Hulle ooreenkoms was dat sy hulle dogter se name mag kies en hy die seun se. Hy beskuldig haar tot vandag toe dat sy as prins net meisiekinders gehad het, sodat hy nie 'n kans kon kry om ook 'n naam te kies nie. Deesdae as iemand vra, sê hy om haar te tarp. Sy het haar dogters na Engelse koninginne genoem, want hy was sy seuns na boeregeneraals neem. Hy hoor die lighartige spot, maar ook die warmte en die deernis as hy oor haar mense praat. Daar is tussen haar ouers en tussen hulle en hulle dogters die soort band waarvan hy nog net in storieboeke gelees het. Heg, innig, koesterend. Tot op hierdie oomblik het hy geglo dis al waar dit bestaan, in storieboeke. Dit klink asof julle erg is oor mekaar, is al wat hy homself toelaat om te sê. Buite natuurlik jy en Eleanor. Dit laat haar vinnig opkyk. Die bruin oë, selfs in die flou lig, is skielik baie ernstig. Eleanor is my rots. Ek weet nie waar ek sou gewees het sonder haar nie. Sy sug gemaak morbied. Dis nie haar skuld dat ek van alles 'n fok op maak nie. Jy maak nie van alles 'n fok op nie. Hy wag tot sy vir hom kyk. Jy maak die beste bente-boksies wat ek in my lewe gehad het. Sy glimlag, maar hy kan sien sy neig weer terug na daardie plek waar sy was, voor sy die whisky weggeslaan het. Vies vir homself dat hy die een is wat haar soontoe geneem het, al het hy dit nie so bedoel nie, sê hy, vertel my wat dan nou so erg is aan jou, want al wat ek sien is iemand wat op pad is Parys toe om haar droomvakansie te gaan hou. Dit klink nie vir my na iemand wat 'n fok op van alles maak nie. Wat haar droomvakansie sou gehou het. Daar is nou nie meer veel sin om Parys toe te gaan nie. Ek gaan so vinnig moontlik 'n terugvlug probeer kry, al moet ek daar op die lughawe sit en wag, soos jy. Hoekom gaan jy die vakansieprys gee? Omdat 'n man jou gedrap het, dis mos laf. Parys is nog steeds Parys, en jy kan ons nog steeds alles doen wat jy wou. Dis nie dieselfde nie. Nee, dit is nie, maar sê nou dis beter. Dit laat haar opkyk. Ek begin in elk geval dink enige plek is beter sonder Eddie, sê hy, al wou hy nie. Sy hou haar oë op haar leë wynglas hê. Ek weet nie of dit billik is om net vir Eddie vir die gemors te blameer nie. Ja, dit was gemeen om my op die nippertjie in die steek te laat, maar oor een ding was hy reg. Parys was my idee. Hy het nooit eintlik gesê dat hy wil gaan nie. Die woede wat in hom opstyf, verstom hom. Wat maak dit saak as hy die luis wil verdedig? Hy weet nie, maar dit maak saak. Meer as wat dit moet. Deels om homself koud te lei en deels om sy reaksie weg te steek, leun hy vorentoe om die laaste van die witwyn vir haar in te skink. Is dit hoekom Eleanor vir jou vies raak? Omdat jy binne minute mense vergewe wat eintlik verdien om voor 'n trein ingestamp te word? Want ek moet vir jou sê, as dit die geval is ek aan Eleanor se kant. Dit laat haar grinnik. Eleanor doen haar bes met my, maar ek is 'n voortsleepende teleurstelling. Het sy so gesê? Nee, Eleanor is 'n pyn, maar sy is nie gemeen nie. Dis nie vir haar nodig om dit te sê nie, ek kan myself sien hoe my lewe loop. Ek bedoel, kyk na my. Nie besonder mooi nie, nie besonder slim nie, nie besonder talentvol nie, nie in staat om 'n man te behou nie, nie in staat om 'n werk te behou nie. Ek is 28, wel, amper 28, en ek het nou nog nie 'n loopbaan of eers 'n doel wat ek met passie nastreef nie. Ek is universiteit toe om te gaan onderwys swat, want kinders was my passie. Aan die einde van my tweede jaar by die skool het die hoof vir my gesê ek moet bedank want ek gaan uitbrand. Toe kry ek 'n werk as 'n oppasser by 'n dagsorgsentrum. Na 6 maande het die eienaar my ma gebel om my te kom haal, want ek is hysteries geraak oor 'n kind wat daar afgelaai is met blou kolle aan sy lyf. Toe het ek as 'n vrywilliger by die DBV gewerk, tot my pa met die 5de vaste vuil gesê het, dis nou klaar. Eleanor het my assistent in die maatskappy se personeel welstandsprogram aangestel. My pa het vir gesê, dis waansin, maar sy het gesê, ek kan nie veel skade daar doen nie. Ek was 3 jaar daar, toe kom sy agter, ek het vir een se kind se hospitaalbesoek betaal, nadat die in 'n barfight betrokke was, en 'n ander een se agterstallige skuld vereffen toe die balje by die werk opgedaag het en gedreig het om haar kar te vat. Blykbaar sou ek my eie tande ook uitgedeel het as hulle nie aan my bek vas was nie.
om Eleanor nou verbatim aan te haal. Haar stem is lig en sy trek 'n gesig om met haarself die spot te dryf, maar hy herken onder die lighartigheid die dieper, donkerder emosie. Sy waai dadelik haar hand om te keer dat hy reageer. Ek het nie my smartlike verlede opgerakel om simpatie te soek nie. Ek probeer maar net illustreer hoekom Eleanor oor my voel soos wat sy voel. Sy het my teen Eddie gewaarsku, maar ek wou nie hoor nie, want ek wou die romantiese verjaarsdag wegbreek Parys toe gehad het. Dis nie Eddie se skuld dat ek te stupid was om te aanvaar, hy is nie in staat om die held in enige meisie se sprokie te wees nie, laat staan nog in prinses doodgewoon hier, se koersdroom. Sy gesonde verstand sê vir hom dat haar suster reg was oor die man en oor haar behoefte aan romantiek. Romantiek is so 'n gemaakte ding en bovendien iets wat net in 'n vroumens se kop bestaan. Ja, groot maatskappye sal advertensies maak dat die stoom staan om die illusie van romantiek te bly smous, want dis 'n winsgewende bedryf. Maar die ding self is te broos en te onhaalbaar om die harde werklikheid te oorleef. Dis presies hoekom hy die vroue date wat hy date en die soort verhoudings het wat hy het. Nie een van hulle kan hom agterna daarvan beskuldig dat hy nie aan hulle romantiese verwagtinge voldoen het nie, want hy skep gewoon nooit sulke verwagtinge nie. By hom gaan hulle nie 'n roos in 'n kosblik of 'n wegbreek vir 'n verjaarsdag kry nie, want hy sê sommer van die begin af, hy glo nie aan die snert nie. Daar is selfs in hom 'n ligte irritasie oor hierdie een se naïwiteit en haar selferkende onwilligheid om te aanvaar dat haar drome onrealisties is. Wat het sy per slot van rekening verwag? Dat eie geregtige Eddie gaan verander, net om 'n rol in haar fantasie te vertolk? Geen wonder haar suster is met haar ongeduldig nie. Tog is daar iets aan haar wat maak dat hy haar, ten spyte van alles, wil geruststel. Dalk is dit daardie vasberadenheid om nie pateties voor te kom nie, dalk is dit die meedoenlose selfspot. Al wat hy weet, is dat hy nie kans sien om haar te los waar sy nou is nie. Moet jouself nie Parys ontsê, omdat Eddie nie saam met jou soontoe wou gaan nie. Ek weet jou instink is seker nou om iewers in 'n hoekie te gaan wegkruip en jou wonde te lek, maar dis die verkeerdste ding wat jy kan doen. Dit gaan jou net laat glo jy is nie Parys werd nie, en jy is. Jy kan steeds 'n wonderlike vakansie hê, jy moet net jou ingesteldheid verander. Sy het in haar stoel na hom toe gedraai, sodat sy met een enkel onder 'n knie sit en met haar skouer teen die sitplek leun. Ja? Jy het soveel vertroue in Parys? Hy kolk die laaste van sy wyn in die glasie, terwyl herinneringe aan sy eerste besoek aan Parys deur sy kop skiet. Dit voel soos 'n leeftyd gelede. Dit was eintlik 2 leeftye gelede, sy ma en sy pa se. Hy skud sy kop om van die herinnering ontslae te raak. Parys is soos enige ander groot stad. Daar is hoogtepunte, grootse kuns, lieflike argitektuur, wonderlike konserte, toprestaurante. Maar daar is ook laagtepunte wat 'n mens nie noodwendig op Instagram sien nie. Rommel, graffiti, haweloses wat op die sypaadjies in tente kamp, smouse wat om elke besienswaardigheid swerm. As jy Parys toe gaan met die verwagting dat die stad vir jou maaneskyn en rose geur gaan oplewe, gaan jy teleurgesteld wees. Maar as jy net gaan en die stad ervaar vir wat dit is, as jy jou oopstel vir die wonder daarvan, is Parys een van die beste bestemmings in die wêreld. Die bruin oë kyk hom stip aan en hy sien iewers in die dieptes hoe sy woorde wortel skiet. Dalk is dit die wyn, dalk is dit die onverwagse vertroue in daardie blik wat sy tong losser maak as wat dit moet wees. Bovendien, die beste manier om wraak te neem is nie om mense terug te kry nie. Dis om so suksesvol en gelukkig te wees dat die onreg wat hulle jou aangedoen het jou glad nie meer raak nie. Die beste manier om Eddie spyt te maak oor die manier waarop hy jou behandel het en om sommer terselfdertyd vir Eleanor van jou rug af te kry, is om sonder hom 'n fantastiese vakansie in Parys te hê. Sy bly so in die sitplek opgekrul sit, maar die bruin oë wyk nie 'n aks nie. Praat jy uit ondervinding dat jy so alles weet van onreg en vergelding? Hy gooi die laaste van die wyn in sy keel af, ontstig oor hoe skerp daardie blik kan kyk en hoe erg hy haar onderskat het. Sy mag naïef wees, maar onnosel is sy allermins. Ja, ek praat uit ondervinding. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder.